good day to all the readers and viewers. This is Maries Leroux and Valdi Volskink here with this week's weekly news bulletin. And obviously we are just waiting in anticipation for the long weekend that is lying ahead. Lekker vooruitsigtig vir ons mense hierdie Vrydag en dan binnekort is dit sommer 'n dubbele lang naweek met 2 dae vakansie. So ja, hulle is gewis baie om na uit te sien. Lesers, kykers, ons begin hierdie week met 'n hartseer storie, maar met 'n goeie einde. Verlede week Woensdag het rustig gesien hoe 'n woning in Soedoringlaan 53 'n huis verwoes binne enkele oomblikke, enkele minute is 'n huis totaal en al afgebrand met alles wat die familie besit behalwe hulle motor en so 'n paar enkele ander dingetjies wat in die garage gestaan het. Die Frasers, David en Jackie Fraser, het soos ek gesê het alles verloor wat hulle gehad het. Rustenburgers het hulle op die harte gedra, gehelp met kos, gehelp met klere, waarmee hulle nodig het, selfs huisvesting is vir hulle aangebied. Ons het 3 weke 'n mooi verlelike voorbladfoto om die familie te wys in hulle huis wat sonder dak is en die skade rondom hulle en waarin hulle spesiaal hulde bring aan Rustenburgers se ruimhartige optrede. Hulle sê baie dankie vir alles wat hulle ontvang het. Hulle het nou genoeg, hulle is okay. Hulle het groot waardering vir Rustenburgers se ruim skenkings en se mooi harte die afgelope week. Gelukkig is almal veilig en die familie gaan hulle lewens herbou. Then Valdi, on page 7 we have a story that is a warning from the South African Police Services against using social media platforms to incite violence, whether this is through the means of WhatsApp or Facebook, Instagram, whatever the case might be. If you are using your social media as a platform to instigate violence, to instigate protesting, vandalism, any kind of thing that is detrimental to the community around you, please be aware that the SAPS will act on these, and please stay on the right side of the law even if you are dissatisfied with anything particularly wrong in your community. Take the correct action in the correct way if you want to voice your concern regarding these kinds of matters. Maar hier is op bladsy 3 hierdie week 'n interessante storie. Die opskrif lui die pad vorentoe vir die nasionale begroting. Ons het nou verlede week gesien dat die nasionale begroting van Finansminister Enoch Godongwana vir 'n tweede keer verwerp is. En nou is daar 'n hele rits prosesse wat sal moet afspeel voordat Suid-Afrikaners weet hoeveel minder en hoeveel meer hulle kan betaal. Daar's totaal 'n nuwe proses wat gevolg moet word. Volgende 16 dae tot 35 dae gaan krities wees. En dit is die tyd waarin die finansminister 3 begrotingsraamwerke tafel toe moet bring, waarin die verskillende komitees, regeringsstrukture en die provinsie bymekaar moet kom om te besluit wat se geld hulle nodig het, hoeveel, hoe dit verdeel gaan word tussen die regeringsstrukture en die 9 provinsies en alles wat daarmee saamgaan. Daar is nou baie vergaderings wat plaasvind in hierdie week en ook volgende week. Rustenburg Herald sal vir julle vertel die pad vorentoe sodra dit vir ons duidelik is. Dit is duidelik uit hierdie begroting, die albei wat verwerp is, dat Suid-Afrikaners nie te vind is vir 'n verhoging in BTW nie. Dit is seker ook hoogtyd dat ons kan aandring op verantwoordelike regering en dat die regering sy hand in eie boesem steek. Daar's hopeloos te veel regeringsamptenare wat weggekom het met korrupsie, miljoene bedrae aan korrupsie, nooit 'n haan gekraai nie, nog niemand tot dusver suksesvol vervolg nie, maar hulle wil BTW verhoog om op te maak vir die shortfall, soos die Engelse sê, in die begroting. Nee, wat sê die mense? Maak 'n ander plan. Ons is nie hiervoor te vind nie, so die regering kan maar bietjie sny salarisse, sny staatsbesteding, kom bietjie afgrond toe, leef soos gewone mense wat ons maar almal is, en daar is baie geld wat gespaar kan word, indien ons mense nie dink hulle is konings, keisers of heersers wat astronomiese salarisse hoef te verdien nie. Dis nie nodig nie. Hulle doen in elk geval nie so goeie werk nie. Soos dit is juist wat die dilemma waarin ons land tans is.
vir ons duidelik demonstreer. Ek wil ook al sê, hou maar dop die volgende paar weke, ons sal die pad vorentoe met die begroting vir julle uitspel. Then on the note of corrupt government officials, something that has made national headlines but is certainly, unfortunately, not news, is the fact that a former CFO in the Bojanala District Municipality has been arrested on charges of corruption, fraud to the amount of 25 million rand. Presies wat ons nou net oor gepraat het. Hierdie tipe van ding wil Suid-Afrikaners nie meer sien en dan meer betaal vir BTW nie. Ons wil sien dat hierdie mense aan die man gebring word en dat hierdie misdadige elemente in ons gemeenskappe en ons regeringsstrukture uitgeroei word. Maar laat beslis teen hulle opgetree word. Ek is doodseker ek praat namens alle Suid-Afrikaners. Yes, and let's call them what they are. These 5 criminals have now been arrested. They have appeared in court, and the legal proceedings have now been started against them. Unfortunately, since this occurred in the years of 2018 and 2019, I don't think that 25 million will be anywhere to be found. If we can just imagine what could have been done with those funds if we look at the state of Rustenburg's roads, or if you can call them roads at this stage. Anyway, so we look forward to, in a sense, to hearing the rest of the story, but we really appreciate the work of the police in arresting these criminals and bringing them to book, and we hope that the justice system will take its course to the benefit of our local communities. Dit sal 'n onderbeklemtoning wees as ek sê dat Rustenburgers is tot in hulle diepste wese geskok deur die afsterwe van Dr. Thelma de Kok of Du Plessis. Sy het onder haar nooiens van de Kok gepraktiseer. Dr. Thelma was baie bekend in Rustenburg vir baie jare. Sy was 'n baie spesiale mens, baie mooi hart. Sy het gegee van haarself sonder maat. Sy was toegewyd. Sy het 'n groot mense wil amper sê klomp volgelinge gehad, mense wat na geglo het. Sy het baie mense gehelp in die tyd in Rustenburg. Sy het baie mense se harte diep gekry. Dr. Selma is Vrydagoggend van verlede week skielik oorlede nadat sy 3 weke lank gesukkel het met baie moeilikheid. Ons wil nou nie op die detail ingaan nie. Ons is baie jammer om te hoor van haar afsterwe. Ons bety graag ons simpatie en ons medelee met haar familie en haar geliefdes. En ons wens julle sterkte en vertroosting toe vorentoe. And then finally, again on the note of the lack of service delivery, residents of Ketlegeng Rivier local municipality have taken the saying of name and shame to the streets, and they have erected a permanent performance measurement board to the entrance of Swartruggens. And this is what it is, a name and shame place for the local municipality for any service delivery issues that are not being adhered to, that are not being followed up on, and basically just to show any passerby as well as local residents what is not happening in the municipality in terms of service delivery. Now this is quite in your face, but I think it's a great idea. I think Rustenburg should follow book on this one. Absoluut, ek stem saam. Ek sal baie graag wil sien wat staan op die bord. Yes. En ek sal baie graag wil weet hoe lank gaan hy staan voor die munisipaliteit om hom te verwyder natuurlik. Daarmee sal hulle vinnig wees. Ons kan die versekering wees. But if you are a resident, please send us a photo every week or so that we can see the updates of what is going on, hopefully, or maybe they're not going on in the municipality. I think this is quite an interesting way to make them sit up straight, do the job, whatever the case might be. On that note, nou ja, ek groet ons soos ek gesê het 'n lang naweek om na uit te sien. Ry veilig, bly veilig. Bly maar binne, dit lyk my dit gaan baie reën. En vir die van julle wat bietjie na die see toe gaan en die tipe van ding, ry baie veilig, geniet dit. Wees versigtig vir skelms want dit is oral en kom veilig terug. Stay safe, be well, we'll see you next time.